Wat 'n voorreg om weer saam met jou stil te word met God se woord. Vanmôre praat ons oor by Jesus se voete en ek lees vir jou Matteus 26 vers 10 tot 12. Jesus het egter agtergekom en vra hulle toe: "Waarom maak julle dit so moeilik vir hierdie vrou? Sy het immers 'n weldaad aan my gedoen. Die armes sal julle altyd by julle hê, maar ek sal nie meer lank by julle wees nie. Toe sy hierdie olie op my uitgegooi het sy eintlik my liggaam vir my begrafnis voorberei." In Jesus se tyd is die liggame na begrafnis gesalf om die stank van verrotting te verminder. Maria het agter sy liggaam gesalf voordat hy gesterf het, want net soos Dawid geprofeteer het sy geweet hy sou geen verderwing of verrotting sien nie. Sy het geweet hy sou weer opstaan. Hoe het Maria dit geweet? Petrus het dit nie verstaan nie, Johannes het dit nie verstaan nie, Thomas, Andreas, Nathanael, hulle het dit almal gemis. Waarom het Maria verstaan wat Jesus gesê het? Sy het nie naaste by soveel tyd in sy fisiese teenwoordigheid deurgebring as sy disippels nie. Sy het nie al sy leringe gehoor soos hulle nie. Sy het nie die berg van verheerliking saam met hulle geklim nie. Tog het sy 'n begrip gehad van wat werklik aangaan. Hoe? Openbaring en aanbidding is ingewikkeld met mekaar verbind. Wanneer jy aan die voete van Jesus in aanbidding is, sien jy dinge wat ander nie sien nie. Jy verstaan dinge wat ander mis. Die mooiste standbeeld wat ek nog ooit gesien het, is 'n lewensgrootte granietbeeld van Jesus deur die Deense beeldhouer Thors Walden. Walden het die liggaam van Christus so gebeeldhou dat jy nie sy gesig vanuit 'n staande posisie kan sien nie. 'n Teken langs die standbeeld lê. As jy die gesig van Jesus wil sien, moet jy aan sy voete sit. En inderdaad, wanneer jy aan die voet van die standbeeld sit en opkyk, kan jy sy gesig perfek sien. En julle wat voel dat julle die Here nie in julle huis, by julle skool, in julle situasie sien nie, is my vraag: hoe lank is dit al sedert julle aan sy voete gesit het? Mag ons in hierdie dag weer 'n slag by die voete van Jesus kom kniel. Die Here seën jou. Amen.